Nie 'n God wat dood is nie, maar die lewe en die lewe tot aan die ewigheid. Die koning van die konings en die Here van die heerskare leef tot aan die ewigheid. Dankie dat ons vanmôre hier kan wees, Here, om net aan U die eer te bring. Lord, it's not about us tonight, it's all about You. And we just want to glorify Your name, we just want to magnify Your name, because You are the center of our being, You are the breath that we thank You, Lord. We can't live without You. Here, ek kan myself indink vanmôre om een dag sonder U te kan wees. Want U is alles in my lewe. Ek bid vanmôre, Here, dat elke koortjie wat ons môre gaan sing, 'n welbekende geur voor U aangesig sal wees, Here. En dat ons vanmôre net aan U die lof sal bring, Here, en dat vanmôre acceptable sal wees vir U, Here. Ek bid ook, Here, dat U goddelike doel in hierdie plek sal bereik. Hulle wat kyk op Facebook vanmôre, Here, dat hulle daar waar hulle is, Here, dat die aanraking van God se Gees en hulle binne ook sal hê. En ons eer U daarvoor. Amen en amen. Ons sal net eers op koppeltjie van ons bedank vir ons opgave as diens. En wat op baie mooi praat van nader. Die opgave as diens. Ons staan as ek sê tot eer my naam, Here. Ons vergeet vir ons van alles buitekant. Vergeet van alle werk en alle politiek wat jy is. En ons geld God in hier vanmôre. Yes, Father, is I serve me stand, right in the light of what's this land, it's what God's given me, you guide me. We say yes, yes, Lord, you will ride. We say yes, Lord, we'll ride. We will stand. Oh
Yes, hallelujah.
He's alive. He's alive. He's alive. Forgive and stay so alive. He's alive. He's alive. He's alive. Forgive and stay so alive. He's alive. He's alive. He's alive. Forgive. Oh, he's alive. He's alive now. And the scales are over wide. He's alive. He's alive. He's alive now. Forgive every scale. He's alive. He's alive. He's alive. Forgive every scale. He's alive. He's alive. He's alive. Forgive. Akhirnya datang ke rumah bersyukur. Pemilihan seperti usaha semua. Sobrang tinggi, may kulang ng konselye. Because he lives, I can face Yes, Lord. because he lives. Oh, fear is gone. Oh, fear is gone. Because I know, as I know, he owns me. And life is worth living on. Because he lives. Because he lives. I can face Oh,
hierdie oggend, Here, te kan duig en te kan jubel wat ons koning oorwin. Ons kan vanmôre, Here, in 'n triomf, kan ons vanmôre uitroep, die koning van die konings het opgevaar hemel, hy sit in die regterhand van die Vader en hy regeer oor alles. Dankie dat ons vanmôre, Here, in hierdie tyd, selfs met die tyd kan afstaan, Here, om net by U te kom sit vanmôre en net vir 'n oomblik kom hoor wat U vir ons wil sê. Ek verklaar vanmôre my totale afhanklikheid van die Gees, Here, en ek vra dat U my sal help, my Heilige Gees, dat ek sal spreek woorde in hartkamers van God uit. Dit wat U vir my wil gee, dit wat U vir elkeen wil gee vanmôre, Here, dat ek dit sal spreek. Ek vra in die kosbare naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen en amen. Iemand die Bybel gebring het, kan ek blaai na Markus, die 16de hoofstuk. 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here, wat ek glo ons het seker almal saam gelees. Markus, die 16de hoofstuk, die eerste vers. Nou moet jy praat vanmôre oor the morning of victory. Vrydag het ons gepraat oor the night of betrayal. But at the night of betrayal turned into the night of love. A demonstration of the love of God. 'n demonstrasie om vanmôre vir ek en jy kan sê, God het ons lief. Maar vanmôre gaan ons praat oor the morning of victory. Markus 16 vers 1. After the Sabbath, Mary Magdalene, Salome and Mary the mother of James bought some spices and put on Jesus' body. Very early in the morning, on the first day of the week, just as the sun was coming up, they went to the tomb. On their way, they were asking one another, who will roll the stone away from the entrance? But when they looked up, they saw that the stone has already been rolled away, and it was a huge stone. Verse 5. The woman went into the tomb, and on the right side they saw a young man in a white robe sitting there. They were utterly amazed. The man said, "Don't be amazed. You are looking for Jesus the Nazareth, who was nailed to the cross. God has raised him to life, and he isn't here. You can see the place where they laid his body." Net tot sover. Mag die Here sy woord in ons hart passeer. Today symbolizes the most victorious day for the church. A morning that speaks of triumph and of the victory Jesus had over Satan. Ons vind hierdie 3 vroue, of hierdie 4 vrouens nou op pad na die graf toe. Baie duidelik, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk van die Here, die Bybel sê dat ons vroeg in die môre, net na sononder, is hierdie vrouens op pad. Hulle was doelgerig gewees, maar verkeerd doelgerig. Want die Bybel leer vir ons, hulle het speserye gekoop om Jesus te gaan balsam. So baie duidelik het hulle iewers iets gemis. Baie duidelik was hierdie vrouens nie op 'n goeie plek gewees nie. As jy gaan kyk in hierdie gedeelte, dan kom jy agter dat hulle eintlik maar redelik depressief was. In 'n toestand van verwaandheid, teleurgedruktheid. Stap hulle hier na die graf toe en in hulle gedagtes het hulle maar hierdie ding van hulle gaan Jesus nou balsam. Hulle hele lewetjie het mekaar uitgeval. Dit wat hulle gedink het wat vir hulle belangrik is, dit wat hulle gedink het wat vir hulle triomf gaan wees, het in hulle eie gedagtes vir hulle 'n nederlaag geword. Want hulle het 'n toestand van rou gehad wat hulle in was.
stap, begin die vrouens met mekaar praat en weer eens spreek dit van hulle totale teneergedruktheid. Begin hulle vir mekaar sê, wie sal vir ons die steen wegrol? Een van die vertalings sê so mooi sê, they kept saying to one another. Met ander woorde, hulle het nie net een keer vir mekaar gesê, wie gaan vir ons die steen wegrol nie. Dit lyk my dit was op hulle lippe gewees. Dis al wat hulle gepraat het, dis hierdie swaard wat amper oor hulle koppe gehang het. Hierdie duisternis wat hulle in geloop het, terwyl hulle op pad was na die graf toe. Wie sal vir ons die steen wegrol? It speaks of total failure, actually. Total disaster and total embarrassment. The words they say, who will roll away the stone? It speaks of someone who lost their hope. Iemand wat dalk in verleentheid is, Here. Maar die Bybel leer vir my dat toe hulle by die graf kom, die verander alles. Markus 16 vers 4 sê, but when they look, sê dit gou vir iemand naby jou pad. Jy sien op die einde van die dag, kan een woordjie verskil maak in 'n mens se lewe. Hierdie vrouens was in die toestand gewees. Hulle stap in die pad, verslae. Hulle praat amper net met mekaar nie. Al wat hulle sê is, wie gaan vir ons die steen wegrol? En die skielik, toe hulle oë opslaan, sê die Bybel, toe sien hulle die steen is weggerol. Het jy al gesien wat die mense is partykeer in die dorp? As mense verslaas of 'n las op hulle skouers en loop hulle so. Dit is so nie. My pa het altyd gesê, soek jy klippe om op te tel. Tel op jou kop. Jy sien, hierdie vrouens loop so, dis asof hulle maar net bedroef is. Maar die oomblik, toe hulle optel. Jy sien, kind van die Here, baie mense in die dag wat ons in leef, is soos hierdie vrouens. Vir baie mense is die lewe wat met ons gebeur in die lewe baie keer 'n embarrassment. Baie keer voel ons in die lewe wat ons in leef, voel ons verslaan en neergedruk. Ons voel teen die planke geslaan. En dan gebeur dit dat ons maar kop ondersteboor loop. Vir mekaar, nie net bemoedig nie, maar eerder vir mekaar sê, wat gaan ons nou maak? Ek kan maar nie weet waarvan ek praat. As jy 'n situasie kry, as jy vir jou vrou nou man, wat gaan ons nou maak? Wat gebeur ons nou nie so nie? Wat gaan ons nou maak? Maar jy sien die verskil op die oomblik, toe hierdie vrouens hulle kop optel. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here Jesus kom en hy sê, wanneer jy al die dinge sien, wees nie bevrees nie, maar kyk op. Jy sien, wanneer my visie verander, wanneer die punt van dit verander waarop ek kyk, as ek na dit kyk wat om my aangaan in die wêreld, gaan ek ook in 'n toestand wees. As ek kyk na al die oorloë en die gerugte van oorloë en alles wat gebeur, gaan ons ook vanmôre dalk sê ons is embarrassed. Gaan ons vanmôre voel ons lewe val uit mekaar uit. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, Hebreërs kom, hy sê ons oë is gefestig op Jesus Christus, ons volëinder van ons geloof. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, dis tyd dat ons vanmôre sal sê, Here, ek tel my kop op. Ek wil nie soos hierdie vrouens, ek wil my kop optel, ek wil my oë optel vanmôre. Ek wil kyk na die Sure van die lewende God, want hy lewe. It's a morning of victory, it's a morning of triumph, because the Son of God is sitting next to the Father in heaven. Ek wil vanmôre vir sê, kerk van die Here, dis tyd dat ons vanmôre sal sê, Here, ek kyk nie net dit wat op my aangaan nie, maar ek kyk vanmôre na die Sure van God wat getriomfeer het die derde dag môre. Die Afrikaanse Bybel gebruik die woordjie skrik. Toe hulle dit sien het hulle geskrik. Maar die Engelse Bybel gebruik so mooi sê,
Party sê he's amazed, ander sê he's astonished. Verbaas. Mag die kerk weer verbaas raak oor wat God kan doen. Kerk van die Here, ons leef vanmôre in 'n oorwinningslewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, lank genoeg het jy maar agtergeloop. Lank genoeg was jy maar tevrede om met die minste tevrede te wees. Lank genoeg was jy tevrede met die siekte in jou liggame. Lank genoeg was jy tevrede met die gesukkel en die gevoel in jou liggame. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, God sê vanmôre vir ons moet raak. Just become amazed. Just become astonished again by what God can do. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, hierdie vrouens, die oomblik toe so opkyk. En dan sien die graf, die verander dit in hulle lewe. Maar skielik verander hulle te neergedruktheid, verander oorwinning. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ons dit op hierdie plek kan kom, ek kan sê, Here, ons vier vanmôre die dag van oorwinning. Die 24ste hoofstuk van Lukas sê, is baie so mooi. Die man sê vir my, he's not here, but he's been raised. Remember, remember what he told you while he was with you. The Son of Man must be handed over to sinful men to be crucified, but he will raise up from the dead on the third morning. En dan sê vers 8, hy sê, then they remembered. Jy sê, ons vergeet baie keer wie ons ontmoet. Partykeer moet ons net so 'n bietjie herinner word. Ons moet net herinner word vanmôre met wie ons gedoen het. Ons moet net herinner word vanmôre dat ons God is nie meer in die graf nie. Ons moet herinner word vanmôre, ja, hy het gesterf aan die kruis vir Golgotha, vir ons sonde en vir ons ongeregtighede. Maar dank God vanmôre, die derde dagoggend, toe gebeur daar iets in die hemelruime. En hy staan op en hy triomfeer oor die dood en oor die mag van die vyande. Hy staan op vanmôre, kerk van die Here. I want you to just remember that he is alive. He's alive again. Hy sit vanmôre aan die regterkant van die Vader, want hy lewe tot in alle ewigheid. Dis die God wat ek in jou aanbid. Amen. Jy sien die vrouens het Jesus se woorde vergeet. En Jesus se beloftes vergeet. En hulle moet net eens op jou herinner word. Dalk sit jy vanmôre in die plek. God het lankal terug vir jou woord gegee. God het vir jou beloftes in jou lewe kom inspreek. Dalk is God 'n profeet of iemand gebruik om vir jou 'n belofte te gee. Dalk het jy vergeet van daai belofte. Ek wil net vir 'n oomblik vanmôre sê, Here, ek onthou die belofte. Ek maak baie keer so, ek het so 'n boek en ek so leer. Elke belofte, elke profesie wat iemand vir my gee, sit ek daarin. En as jy elke nou en dan gaan blaai deur hierdie beloftes en deur hierdie profesieë, dan sê ek, Here, ek herinner U aan U beloftes. Jy sien baie keer om op 'n plek te kom waar ons weer in oorwinning kan leef. With the moment we are at a place where we come out of disaster into victory, it will happen when I remember. As ek vanmôre kan onthou. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, vir 'n oomblik wil jy wil net vanmôre sê, Here, ek onthou. Beloftes wat jy by God gekry het. Wanneer ek baie na die kerk van die Here Jesus kyk, dan sien ek 'n kerk wat in droefheid sit. Ek sien 'n kerk wat in teneergedruk is. Ek sien 'n kerk wat maar net survive. As ons maar die kerk van die Here Jesus vergeet het, wat God vir die kerk beloof het, deur sy wonde, het daar verby nie gewees gekom. Die Bybel sê arm geword, sodat ek ryk kan wees.
verslae sodat ek kan jubel vanmôre. Hy was alleen gewees sodat ek nie meer alleen hoef te wees nie. Dis vanmôre die boodskap kerk van die Here. Ons is vanmôre op 'n plek van oorwinning. Jy sal vergeet baie keer wat die woord van die Here vir ons sê. Openbaring 1 vers 17 sê. Hy sê when I saw it, ek net gou vir van na Johannes toe. Johannes op die eiland van Patmos. Ek het al baie keer gesê, hierdie eiland vol klippe, daar's niks anders behalwe klippe nie. En die Bybel sê die oomblik toe hy omdraai en hy sy oë oprig na wat hy sien. Jy sien ons is terug weer by my fokus. Nou sê die Bybel. Hy sê when I saw him, I fell down at his feet as a dead man. But he placed his right hand on my head and said, stop being afraid. I am the first and I am the last. The living one, say to iemand, the living one. I was dead, but look, I am alive forever and ever. I have the keys of death and of Hades. Ek wil vanmôre vir sê kerk van Here, ons vergeet baie keer omdat ons fokus verloor, omdat ons vanmôre ons visie verloor, omdat ons met ons kop op die grond rondloop, vergeet ons baie keer dat hierdie dag vir ons 'n dag van oorwinning is. Dis nie net 'n dag van oorwinning nie. Ons gaan in 'n lewe van oorwinning lewe, omdat die God van die hemel, die Seun van God, die Koning van die konings, het getriomfeer oor die werke van die vyand. Daarom kan ons vanmôre sê, Here, ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat ons die krag gee. This woman's morning of devastation and sorrow turned into a morning of victory. Ek wil vanmôre vir julle sê dis tyd dat ons vanmôre sal sê, Here, my oggend weer moet U verander na 'n oggend van oorwinning. Luister wat sê Romeine 6 vers 9. Hy sê we know that Christ, who was brought back to life, will never die again. Death no longer has any power over him. Dis die God wat ons aanbid. Dis wat ek en jy vanmôre wil onthou, is dat hy leef tot in die ewigheid. Death has no power over him. Nog iets wat hierdie vrouens se oggend gemaak het, 'n oggend van oorwinning. Luister wat sê die Bybel, hy sê van Markus 6 vers 6, hy sê the man said, don't be amazed, you are looking for Jesus the Nazareth, who was nailed to the cross. God has raised him from the dead. He's not here. Kan ek vanmôre vir julle sê, kerk van die Here, God het hom lewendig gemaak. Die Seun van God het lewendig geword, die oomblik die Gees van God binne in hom ontstaan. En sê die Bybel het die Gees van God wakker gemaak. En die Bybel leer vir ons in Romeine 8 vers 13, hy sê dieselfde Gees. Hoor gou, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, lewe binne in my. Hoekom sal ek in disaster wees? Hoekom sal ek in 'n neergedrukte toestand wees? Hoekom sal ek my vreugde verloor oor dit wat die wêreld op ons bring? Oor materiële dinge, finansiële dinge, 'n krisis in ons lewe. Hoekom sal ons vanmôre daar maak dat dit ons neergedruk maak? As ons vanmôre kan weet dat die Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Ek wil vanmôre vir jou sê, die lewendmakende Gees bly in jou. Sit net gou jou hand op jou hart vir hom. Sê Here, U leef in my. Jimmy Swaggart sê 'n mooi ding. Hy sê God is there. Who's this living in my soul? Ek wil vanmôre vir sê, ek weet nie van jy nie, but there's something happening inside of me. There's a joy unspeakable and full of glory. Because we have a day of victory, a morning of victory, a lifestyle of victory. God is hier vanmôre, kerk van die Here. En hierdie plek om vir jou te kom sê,
Dis tyd om 'n oorwinning te leef. Romeine 6 vers 9. I say we know that Christ was brought back to life, will never die again. Death has no longer any power over him. Now say verse 10. When Jesus died, he took the sin down with him. But alive, he brought God down to us. Hy het sonde weggevat. Hy het sonde op homself geneem. Die Bybel sê hy het sonde vir ons geword. Maar omdat hy sonde vir ons geword het, omdat hy gesterf het aan die kruis van Golgotha, het hy ons sonde vernietig. Maar omdat hy opgestaan het die derde dag môre, het hy God na ons toe gebring. Daarom kan ons vanmôre sê, Here, ek weet vanmôre ek is nie meer alleen nie. Ek stap nie alleen nie. Ek het 'n God wat saam met my is. Maak nie saak waar ek gaan nie. Al gaan ek in 'n dal van doodskaar weer, nogtans sal ek niks vrees nie, want God is met my. Die Bybel sê, hy sê jy sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Dis vanmôre wat vir die kerk beteken. 'n Oggend van oorwinning, 'n morning of victory. Handelinge 2 vers 24 sê, but God raised him from the dead to life and destroyed the pains of death. Because death had no power over him. Kan ek vanmôre vir sê wat ons moet besef? Die Bybel sê Jesus het gegaan en hy het die sleutels van die dood en die doderyk het hy op die eie vyand se eie terrein gehaal. Kan ek vanmôre vir jou sê, jou siekte het nie sleutels tot jou liggaam nie. When sickness knock on the door, don't open. You can't come in by himself because you haven't got the keys. Wanneer 'n disaster aan jou deur klop, moenie oopmaak nie. He hasn't got the keys. When fear knocks on your door, don't open. Because he's got no keys. Because the keys is with the Son of God, Jesus. Hy sleutels van die dood en die doderyk het hy gevat weg van die Here en hy is triomfantlik tot in alle ewigheid. Hy vanmôre kan ons besef dat op daai soort oggende, toe stap hy in die doderyk en hy gaan van die vyand aan en hy verslaan die vyand met al sy demone, sodat ek en jy vanmôre 'n God kan dien wat oorwin. 'n God wat ons oorwinning plaas. Ek is meer dan 'n oorwinnaar deur Christus Jesus. As jy dit vir 'n oomblik vir jouself, steek jou hand net so op vir 'n oomblik en sê ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my krag gee. Wat so kosbaar is vanmôre. Luister wat sê die Bybel. Kolossense 2 vers 15 sê, there Christ defeated all powers and forces. Jy sien, hy het nie net die slag gewen, hy het die oorlog gewen. He defeated and he destroyed all powers and all forces. He let the whole world see them being led away as prisoners when he celebrated his victory. Die Afrikaanse Bybel sê, hy het hom ten toon gestel, sodat die wêreld kan weet, die vyand is verslaan. Moenie toelaat vanmôre, dat die vyand met jou maak wat jy wil nie, wat hy wil. Jy sien, baie keer sê ons, ag, jou vyand het dit gedoen, maar die vyand kan net met jou doen, wat jou toelaat. Want jy sien, ons loop met ons kop op die grond, en ons loop op die grond. Ons vergeet van die beloftes van God. En wanneer dit gebeur, dan kan die vyand met ons maak net wat hy wil. Maar wanneer my oë gefestig is, wanneer ek onthou dat hy die God van die hemel is, wanneer ek onthou dat hy die vyand verslaan het en uitgeklee het, en die Openbaar sê die Bybel het uitgeklee. Die Engelse Bybel sê dit vir my so mooi. Hy sê the whole world see them being led away
prisoners when he celebrated his victory. Dis vanmôre 'n oggend van oorwinning. Daar was gister iemand wat vir ons so iets moois gesê oor die stilte. Saterdag, die dag tussen die dag tussen Goeie Vrydag en Opstandingsoggend was daar stilte. En toe ons dit lees, sê ek vir net, sê ek ja, weet jy wat, in die natuur was daar stilte. But in the supernatural there was chaos. Because in the supernatural there was a war going on. In the supernatural, in die dood en die doderyk, was daar 'n oorlog besig om plaas te vind. En Jesus het nie die engele geroep om te keer kom en help nie. Hy het alleen, hy het die vyand en al sy magte aangevat. En hy verslaan hulle. Die Bybel sê hy destroyed them. Because he has raised from the dead. We are more than conquerors through Christ the Spirit. Romeine 14 vers 9 sê, hy sê, for to the end Christ has died and lived again, that he might rule over both dead and the living. Kan ek net vanmôre vir julle sê, die vyand het geen mag oor jou nie, want hy regeer nie oor jou nie. God regeer oor my. Die seun van die lewende God regeer oor my. Jy sien hoe Johannes 10 vers 10 kom en hy sê die vyand het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Dan sê Jesus, hy sê maar ek het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Sodat jy vanmôre lewe en 'n oorwinningslewe kan hê. Sodat jy vanmôre kan uitroep, not only a morning of victory, but a lifestyle of victory. Ons het die Here vanmôre kerk om te juig en te jubel. Ons het die Here vanmôre om uit te basyn. Was my so mooi die koortjies wat ons môre gesing het. Was my so awesome geweest toe ons dit sing. Maar dit spreek vir die oorwinning van die kerk. I'm redeemed. My sins have been washed away. He's alive and I'm forgiven. Besef jy vanmôre dat God het jou skoon gewas. Hy het jou naam geskryf in die boek van die lewe en nie net dit vanmôre nie. Vanmôre kan jy saam met Jesus en oorwinning wees. Want jy sien die Efesiërs kom in die Bybel en hy sê ons kan sit in hemelse plekke saam met Christus. Ons kan sit in hemelse plekke saam met die koning van die konings. Nie as verloorders vanmôre nie, maar ons kan vanmôre as oorwinnaars. Kan ons vanmôre uitroep, Here, ons dien God wat lewe. Ek sluit. Lukas 24 vers 5. Die vrouens kom by die graf en die man by die graf sê vir die volgende, hy sê toe baie bevrees word en met hulle aangesit na die aand, sê die manne vir hulle, waarom soek jy die lewende by die dooies? Waarom soek jy die lewende? Waarom soek jy die seun van God tussen die dooies? Kyk wat vanmôre vir jou sê, waarom soek jy God tussen jou disaster? Waarom soek jy vanmôre God tussen jou siekte? Waarom soek jy vanmôre God tussen jou finansiële krisis? Jou emosionele krisis? Hy's nie daar nie, hy leef vanmôre, kerk van die Here, en hy roep vanmôre, u en my om te kan sê, ek leef saam met Christus. Paulus sê so, hy sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, dis tyd dat ons sal opstaan vanmôre, sal sê, ek gaan staan vanmôre met Christus binne in my, en hy wat binne in my, is hy wat leef tot in alle ewigheid. Die 9de vers sluit met die 9de vers van Lukas 24. Hy sê, they returned from the tomb, reporting all these things
telling the 11 and the others everything they had experienced. Dis tyd dat ons weer vir die wêreld sal sê, ek dien 'n God wat lewe. Ek het al in die ry gestaan by Checkers op die universiteit. Ja, mense kan hom maar doen profete wees hoor. Jo, nou met diesel en die petrol en die goede. As staan nie al wat hulle praat is, die prys. Ons gaan sonder diesel wees. En een oggend terwyl ek so en ek is besig om krag te koop en ek hoor wie een ou wat praat met die mense daar by die biblioteek. Ja, ons gaan weer aan, ons gaan sonder diesel sit. Al hierdie goed. En Here herinner my seker 15 jaar terug. Toe gaan die diesel op van R12 na R15 toe. En almal is in die toestand. Ek gaan gou wat toe sê mense, ons gaan oor 'n paar jaar van nou af terugkyk en sien God het ons deurgedra. Jy sien wat ons vergeet. Ons dien 'n God van oorwinning. Jy sien 'n God van oorwinning word nie vasgemaak aan die ekonomie nie. 'n God van oorwinning word nie vasgemaak van wat in die wêreld aangaan nie. Die God van oorwinning word nie vasgemaak aan wêreldse oorloë en aan mense wat in beheer is nie. Die God van oorwinning word nie vasgemaak aan regeringe nie of mense in die regering nie. Hy word vasgemaak aan die opstanding van Yes, yes. Yes, yes. Kom ons sluit ons oë.
Here. Met hierdie herinnering wat ons vanmôre gekry het dat ons God leef. Met hierdie herinnering vanmôre, Here, dat ons vanmôre sal uitgaan by die plek, Here. Die sal besef God leef tot in alle ewigheid. He guides my steps. He's my God. Dat ons vanmôre sal sê, God is in beheer van my lewe, Here. Ek bid vanmôre elkeen, Here, wat hierdie boodskap gehoor het vanmôre. Elkeen wat nog gaan hoor, Here, dat hulle vanmôre 'n mind change sal kry, 'n gemoedverandering sal kry, Here. Soos wat die vrouens se gemoed verander was, Here, dat ons vanmôre gemoedverandering kry. En sal sê, my God leef tot in alle ewigheid. Dankie vanmôre, Here, dat ons vanmôre u kinders is. Dankie dat ons vanmôre nie weggooi kinders is nie. Ons is kinders van die lewende God. Ons sit saam met u in ons plek. Ek bid vanmôre, Here, dat u saam met ons sal gaan, maar ons jy mekaar uitgaan. Vandag ons in die liefde en vrede, Here, dat ons op die bestemde tyd weer by mekaar, Here. En mag die Gees van God saam met ons gaan. Ek bid dat die engele, dan gaan ons bevel, geen engele gaan ons bevel, Here, voor ons uit te trek. Ons agterhoede in die wees, en alle kant op te sluit, Here. En dan die komt die lof die eer. En ons zal dit vanmôre. En ons zal die daarvoor. Amen en amen. Die Here seën